Ons is besig met die reeks en ek sluit dit vandag af, waar ons praat oor kom huis toe. En die tema en die metafoor wat ons gebruik om te sê kom huis toe, is eintlik waar ons praat van kom terug na die Here toe. Kom terug na Jesus toe. En ons praat nie met sondaars, ons praat met kinders van die Here, want ek en jy kry baie kere waar ons voel ons is nie so diep verbind met die Here soos ons wil wees nie. Baie keer het ons 'n ervaring dat ons voel 'n bietjie koud en ons bid teen die dak vas en dit voel nie asof ons so diep connected is met hom soos ons wees nie. En ons het nou 3 weke gesels oor watte metodes kan ons gebruik. Wat doen Jesus om vir my en jou weer terug te trek, laat ons kan voel daar's diep konneksie. Maar vandag sluit ek die reeks af en ek wil praat vandag oor ons finale huis. Ek wil praat 'n bietjie vandag oor wat ons bekend staan as hemel. Ons het nou net geluister na 'n pragtige skrifvers, 'n skrifgedeelte wat Michelle vir ons lees, en die skrifgedeelte is as volg, waar Jesus praat, hy sê, die koninkryk van die hemele sal wees soos. Interessant, nee. Hy sê die koninkryk van die hemel sal wees. So jy moet verstaan dat elke keer wanneer Jesus gepraat het van die koninkryk van God, dan beskryf hy letterlik iets wat altyd is waar God se koninkryk gaan wees. So as hy sê die koninkryk van God is soos dit, dan beskryf hy soos 'n stukkie soos dit in die hemel sal wees. Alhoewel Jesus praat van die koninkryk van God sal wees, dan beskryf hy dinge wat op aarde gebeur, sodat ek en jy begrip kan hê, ons dit kan verstaan. Nou ja, ek en jy kan die koninkryk van God al op aarde beleef, 100%. Tydelik, sporadies. Daar's tye wanneer dinge is soos God dit wil hê. So God se koninkryk is waar dinge is soos wat God wil hê dit moet wees. So waar daar liefde is, experience, ervaar en beleef jy 'n stukkie van God se koninkryk. Jy ervaar 'n stukkie hemel. Onthou Jesus het self gebid. Hy het gesê mag dit in die hemel wees, net so ook op aarde. Wat? Die koninkryk van God. Mag die koninkryk wees soos in die hemel, net so ook op aarde. Met ander woorde, in die hemel God se tuiste, ons toekomstuiste. As Jesus sê koninkryk, en sê hy, mag dit soos dit by God gedroom het, dit moet oorspronklik wees, mag dit so ook op aarde wees. So, daarom kan ons getrou na die koninkryk spreuke kyk en ook 'n konsep kry oor hoe wil God hê goed moet wees. En dit gee ons 'n baie sterk aanduiding van hoe gaan dit eendag wees. En as ek sê eendag, ons ervaar al stukke hemel, maar eendag gaan dit wat hier is verbygaan, of ek en jy sterf, en ons gaan hemel toe. Ek praat nou met kinders van die Here, ek praat nie oor die ander opsies nie. Dit is baie minder rooskleurig hoor, die ander opsies. So, waarvan praat ons as ons begin praat van die hemel? Nou hierdie ongelooflike teksvers wat sy gelees het, begin hy sê, in die koninkryk van die hemel gaan wees, soos 'n man wat 'n bruilof hou vir sy seun. Die eerste beeld is massief. Het jy gehoor? Hy sê die hemel gaan 'n party wees. Ek wil hê die konsepte wat jy in jou gedagtes het hoe die hemel gaan wees, wil ek vandag 'n bietjie stoot en ek wil dit 'n bietjie challenge. Hy begin deur die hemel gaan 'n fees wees. En hy sê die beste kosse voorberei en hy het hierdie bruilofsfees, dink 'n bietjie terug. Is 'n bruilof nie van die wonderlikste feeste wat mens kan bywoon nie? Hoe die moeite wat jy doen om jou voorberei om die regte klere aan te trek. Die goeders wat jy op Temu bestel net vir daai dag. Is ongelooflik. Op Shein. Shein dra swaar en is belletjies en goedjies en dingetjies en blommetjies. Maar ons love 'n fees. Jesus begin daar, hy sê, wil jy weet hoe gaan dit eendag in die koninkryk van die hemel wees? It's gonna be like a marriage festival, it's gonna be amazing. Ek hoop het sjok 'n bietjie jou prentjie van die hemel. Nou, ek weet nie wat dink jy nie. Die konsep van 'n fees kom meer as 7 keer voor in die Nuwe Testament, net in die eerste 4 boeke, die evangelies. So hierdie konsep waar Jesus heeltyd praat, hy verwys omtrent 7 keer na dit die eendag gaan wees soos 'n bruilofsfees. Dis 'n baie groter konsep.
En dan is hy die bruidegom, en hierdie bruidegom idee is oralste in die Bybel. Jesus identifiseer homself as die bruidegom, hy is die bruidegom wat eendag terugkom. Jesus se bediening begin waar? By 'n bruilof in Kanaan, waar hy die water in wyn verander. Sy eerste bediening, sy eerste wonderwerk. En aan die einde van tyd, Openbaring 21, dink ek Openbaring 19, eindig en dan sit die bruilof van die lam eendag in die hemel. So die hemel, is die konsep van bruilof. Hoe dink jy in die hemel? Ek wonder hoe dink jy in die hemel? Kinders, as jy vir kinders vra van die hemel, weet jy wat sien hulle? Diere. Kinders, lammetjies en leeuetjies en hulle teken die prentjies in die kinderkerk, hulle sien diere. Vir baie mense is goeie status baie belangrik. Hoe die hemel, wat sien jy in die hemel? Jy wil nie weet nie. Strate van goud, poorte van diamante en edelgesteentes. Jy kan nou sien wat vir jou is belangrik. Nou dink ek altyd, as jou reference is van die hemel, hoe sy strate lyk. Weet jy hoe vreemd is dit? Is dit alles wat jy van die hemel weet? Jy weet hoe sy strate gaan lyk? Maar imagine ek vra jou, het jy gaan kuier? Jy was by die amazingste plek. Jy was by Walt Disney gewees. Dit was 'n betowerende wêreld om jou. En ek sê, vertel my van dit. My vriend, daai strate. So mooi. Daar's nie potholes nie. En jy vertel my net die hele tyd van die strate. Dan wonder ek of was jy by Walt Disney. Want as jy daar kom, is die straat die laaste ding wat jy wil raak sien. Waarom is ons verwysing van die hemel? Goue straat. Wie wil op 'n goue straatjies loop nie? Ek mind nie of daar goue strate is nie, maar dit is die weakste van die laaste en is die kleinste. Dit moet nie eens vir jou 'n reference wees nie. Maar as ons prentjie van die hemel, my prentjie van die hemel, ek het toe ek kleiner was, het ek hierdie konsepte gehad, en somewhere in ons kinderdae het ons prentjies vasgemaak van die hemel is, né? En daai prentjies bly by jou vandag nog. Jy weet dit nie, maar dit is ergens in jou kop ingebring. So my eerste prentjie was nou, is ergens het iemand in 'n sonnaskoolklas vir my iets gesê, ons gaan in die heel dag net die Here aanbid en hom besing. En dit klink baie heilig en teologies, as 'n kind wat nie die koor kon maak nie. Was dit glad die goeie nuus nie. Natasha, vir jou is dit great nuus. Ek gaan nou staan en sing. Ek gaan nou heel agter sit. Ek wil glad nie deel wees van die ritual nie. En ek onthou dit, toe ek nou kind was, het hulle gesien, ek sien ek hierdie troonkamer, ek sien die troon, maar dit is te lig al wat die Vader sit op die troon, maar ek weet dis iets met 'n groot wit baard. Ek weet hy sit daar, en dan het ek hierdie rye, is die kathedraal, is daar seker rye, en dan moet jy nou op hierdie bankie sit. Jy gaan heel dag net sing. Nou as kind het dit beter gelyk as heeldag brand. So, dis 'n beter opsie. Maar het ek nog ander keuses ook? Is daar nog iets anders wat ek kan doen? Want die is nie vir my heeltemal hemel nie. En dan het ek ergens hierdie konsep gehad, ek weet nie, ergens in die Bybel, dit was waar Jesus waar die Lazarus hemel toe is, en die ryk man hemel toe is, en Lazarus lê op die bors van Abraham, hy lê op die bors van Abraham, en dit is paradys word beskryf in Jesus se eie woorde. En ergens toe kry ek hierdie prentjie, ons almal sit rond en lê rond. Ek weet as kind. En as volwassene begin ek krities oor dit dink, en ek dink maar, dit was nie vir my baie lekker gelykie. Baie lekker gelykie. So die meeste mense wat ek vra, wil jy graag hemel toe gaan? Yes, please. Want jy sê ja, want jy weet wat die ander keuse is. Dis minder wiskleurig. Maar, as ek vir jou vra, wil jy nou hemel toe gaan? Of, wil jy hemel toe gaan, of wil jy nog hier bly? 99% of people sê, as daar 3 keuses is, dan bly ek eerder nog hier, by my man, by my vrou, by my huis, by my kinders, by my diere. Want ons het hierdie konsep, die hemel gaan great wees, maar aarde is nog baie beter as hemel. Ons lekkerder hier, ons voel veiliger hier, ons voel meer uitgesorteer hier. Dit is bekend vir ons. Dan wonder ek, het ons 'n goeie konsep en idee van wat hemel is? Dink hoeveel tyd spandeer 'n mens om sy aftrede te beplan? Jou aftrede te beplan. Hoeveel van julle het 'n klomp keer by Nysna kom kuier voor julle Nysna toe getrek het?
Julle het bietjie rondgeloop in die dorp en uitgevind van properties, uitgevind van wat is die kultuur hierso, en jy lees pamphlets en allerhande artikels, en jy doen baie moeite om die plek waar jy eendag wil gaan bly en oud word en aftree. Jy doen verskriklik baie moeite om uit te figure wat daar te kom. Jy spaar jou hele lewe lank en raai wat, dan trek jy huis na toe. En dan kom jy agter, daar's potholes ook in huis na. En dis nou die plek wat jy gedink het is die epitoon van om hier te leef. Dan kom jy agter, hulle munisipaliteit het ook soms die krane toegedraai. En die water vloei nie oralste waar hy moet nie. Maar dan dink jy, nou, hoe lank het ek gewag om hier te kom bly? En dan kom jy agter, jy het hierdie droomhuis, maar niemand het vir gesê wie is jou buurman nie. That's not that great. En dan na 'n hele ruk wat jy agterkom, sien jy die kinders kom kuier so baie nie, want dit is nou 'n bietjie ver. Maar ons doen hierdie ongelooflike baie werk om hier op te eindig. Hoeveel werk doen ons om uit te vind, waar gaan ons vir ewig wees? En ek dink, as ons dit verstaan en 'n beter denke het daaroor, dan dink ek is daar 'n stuk van, ek sal nie sê, kom ek sê nie, 'n toekomsverwagting, maar daar's 'n stuk hoop, daar's 'n stuk uitsien en daar's 'n stuk, aarde is great, maar Here, as jy my kan vat, kan my nou vat, enige tyd kom vat my. En ek weet die Here gaan jou nie vat voor jou tyd nie. Maar ons moet weet, waartoe gaan ons? Nou, wat ek het probeer doen het, ek het gaan kyk na sekere skrifte, wat vir ons detail gee, in baie duidelike taal, vir ons verduidelik, wat kan ons nou al weet, einding van die, maar ek gaan nie vandag oor die strate praat nie, as dit okay is met julle. Kom ons praat oor ander goed as die strate. So, in die eerste plek, lees ons, dat die hemel gaan 'n plek wees, sonder die effek van sonde. Nou, vat net 'n oomblik en dink daaraan. Ek lees vir hierdie skrif, Openbaring 21 vers 4. Hy sal elke traan afvee, van hulle oë afvee, en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Ook hartseer of smarte of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het verbygegaan. Nou, smart, pyn, bedrog, die is alles die resultate van sonde, van brokenness, van 'n plek void of God. Nou die hemel gaan 'n plek wees waar jy glad nie meer hierdie goed gaan hê nie. Johannes, Here sê vir Johannes, hy sê hoor hierso, daar gaan 'n nuwe hemel wees, 'n nuwe aarde wees en 'n nuwe Jerusalem op die nuwe aarde. Het jy geweet? Het jy geweet die hemel wat daar nou is nie die hemel waarin ons altyd gaan bly nie, want die Bybel sê hy duidelik gesien, sê Johannes, hoe die nuwe hemel en die nuwe aarde. En dan gaan die Bybel so ver, hy sê en die ou dinge. Hy praat van nuwe hemel, nuwe aarde, nuwe Jerusalem, want die ou dinge sal alles verbygaan. Waarom 'n nuwe hemel? Waarom 'n nuwe hemel? Die Here maak alles so nuut, dat die memory of sin nooit weer in daai plek kan wees nie. Ons gaan nie eens sin kan onthou nie. Ons gaan nie eens gebrokenheid onthou nie. Ons gaan nie eens onthou hoe lyk gebrokenheid, stikkenheid, korrupsie nie. Waarom? Onthou julle dat die duiwel het sy eerste tree daar in die hemel gegee waar sy sonde begin het. So even heaven has got a memory of sin. God maak dinge so nuut dat daai memory nie meer daar sal wees nie. Dis iets om na uit te sien. Okay, God bou vir ons 'n splinter nuwe wêreld en in hierdie nuwe wêreld sê hy daar gaan geen boosheid wees nie en daar gaan geen korrupsie wees nie. Ouens, mense trek van Joburg af Weskaap toe. Op strepe. Waarvan af vlug ons? Van misdaad af. Ons wil minder misdaad hê. Kan jy jou indink? Daar gaan geen agteruitgang wees nie. Hoe hartseer maak dit jou as jy 'n mooi plek sien en na 'n paar jaar is daai mooi plek en niemand onderhou hom nie? Hy gaan net agteruit in die verfdop af. Ek weet hoe hartseer raak ek. Ons is so lief vir buffels, ek en my family, en 'n ruk terug het 'n klomp kunstenaars buffels gaan mooi maak. Hulle het alles mooi gemaak, tuine gemaak, hulle het murals geverf en dit is so beautiful. Ek was so opgewonde. 2 jaar later begin die verf afdop en niemand patch dit op nie, en later dan dop al die verf af en die bankies is weg en die surfboards wat in die bankie gebou het is gebreek. Agteruitgang maak my verskriklik hartseer. Het maak my hartseer as mense vir my sê, ja, hierdie lagoon, jy vang nou lekker vis, maar jy moes daar gewees het in die 50s. Weet jy wat se vis het hier geswem? Alles gaan agteruit, alles gaan agterweë, alles is besig om te sterf.
Maak my hartseer om in 'n wêreld te leef waar die effek van sonde nog visible is. Die hemel gaan 'n plek wees, daar's geen korrupsie nie. Geen korrupsie nie. Daar's geen haat nie. Weet jy dat jy sal nooit weer onderdruk word nie? Niemand sal ooit jou plat trap sodat hulle beter kan lyk nie. Niemand sal ooit jou kan verwerp nie. Vir die jong mense beter gesê, jy sal altyd een van die cool kids wees. En die amazing ding, almal gaan dink jy is die coolste, maar jy gaan dink hulle is die coolste. Jy gaan altyd aanvaar word. Nooit hoef te fight om jou plek onder die son te hê nie. Want dit is alles die effek van sonde. Niemand sal weer op jou trap nie. Elke oggend wanneer jy opstaan, hoef jy nie te wonder of dit 'n goeie dag gaan wees nie, want jy het gister die beste dag in jou lewe gehad en vandag staan jy op en hy's beter as gister. En jy weet nie waar gaan dit eindig nie, because this will go on until all eternity. Niks sal vrot word. Jy dink aan tuine, plante. Plante sal nooit besig wees om dood te gaan nie. Hulle sal altyd in die epitoon wees van beauty. Want dood het verbygegaan. Dood het verbygegaan. Ek lees, gebruik het jou verbeelding, hoe gaan dit wees? We can only imagine. Openbaring 21:27, hy sê, niks wat besoedel is, en niemand wat gruwelik en vals optree, sal ooit hulle voete in die stad kan sit nie. Slegs die wat opgeskryf is in die boekrol van die lewe, dit is die boekrol van die lam. Niks wat besoedel is nie, en niemand wat gruwelik is nie, en geen valsheid nie. Wow. Wow. En dan eindig hy met hierdie woorde, en dan eindig hy met die woorde, hy sê, en hy wat op die troon sit, sê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Ok, nou gaan ek die volgende ding doen van die hemel. Maar as jy nou te opgewonde klink, en jou man sit langs jou, of jou vrou sit langs jou, dan moet jy my kom sien, ok. Want die Bybel sê vir ons, in die hemel, gaan niemand trou nie. Wie's bly? Wees bly, dankie Vader, ek gaan van die man omtrent ontslaag raak. In die hemel gaan niemand trou nie. Hoe voel jy daaroor? Lukas 20:34 het Jesus hulle geantwoord. Die mens van hierdie wêreld trou en word in huwelik uitgegee, maar die wat kwalifiseer vir die toekomstige wêreld en die opstanding en die dood, trou nie meer nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie. Ek love hoe hy dit praat, hoor nou, ons dink, ons leer ons kindertjies, ons gaan eendag in die hemel bly. Dis 'n plekjie. Ons het aarde en ons het hemel. God praat van sy nuwe wêreld. En die nuwe wêreld het 'n hemel, het 'n aarde en het stede. Sien nie 'n klein kamertjie by die hemel is nie. Dit is 'n wêreld, dis 'n wêreld. En hy sê in hierdie nuwe wêreld gaan niemand trou nie. Nou julle, dit maak my liefie, maak my ongelukkig. Maak my ongelukkig. Dis die een ding wat ek baie mooi moet gaan dink. Hoe is dit vir my goeie nuus? Maar ek weet hoe dit goeie nuus is. Ek kan jy trou, want ons vind iemand wat ons kan help volmaak wees. Ons trou want ons kry 'n beter helfte. Ons trou want ons kry daai een persoon wat ons hoop en glo, as dit 'n gesonde huwelik is, wat jou altyd sal accept, aanvaar, jou liefhet, altyd jou kant vat. Is daar een persoon by wie jy by die huis kom en jy voel veilig na 'n moeilike dag? We need this and God created us so that we can need it. Maar as jy bewus, jy sal nooit weer onveilig voel nie. Jy sal nooit weer alleen voel nie. Jy sal nooit weer voel dat jy liefde nodig het, want jy sal oorvloed word met liefde. Jy sal dit ervaar, jou eggenoot sal dit ervaar. En jy sal in 'n constant state of deep satisfaction wees. Beteken, jy het nie behoefte aan die goeders nie, want dit is vervul. En die Bybel leer vir ons. Hy sê vir ons so baie mooi, hy sê, dat ons gaan die bruid wees van Jesus, so daar's 'n verhouding. Maar die verhouding is so all encapsulating, dat jy nie meer need het vir iets anders nie, maar daar gaan definitief koneksies en verhoudings wees. Ons gaan mekaar lief hê, ons gaan maar vriende hê. Hier is die ding, as ek met jou getroud is, dan het ek hier dieselfde diep verhouding met jou en met jou en met jou en met jou, en die hoop ons, nee.
daar sal my koneksie met jou en my koneksie met jou en my koneksie met jou so diep wees, ons sal nie die verskil weet nie. Daar's geen valsheid nie, daar's geen weggesteek nie. We will be intimately in relationship with everyone. Dis vir my goeie nuus. Dis vir my goeie nuus. Daai wonder het hy my regtig lief. Het sal nooit weer daar wees. Daai wonder as ek sy eerste, het sal nooit weer daar wees. Daai wonder as ek genoeg in hierdie verhouding, het sal nooit weer daar wees. Daai wonder oor, verstaan hy my motief, hoekom ek dit gesê het, of dit sal nooit weer daar wees nie. Sal nooit weer daar wees. Nou, kyk, ons gaan iets anders doen. In die hemel het jy geweet dat die Bybel wys vir ons dat in die hemel gaan daar, ek het nog nooit aan gedink nie. Ek het altyd gedink net aan 'n groep mense en ons ken min of meer almal en almal is daar. Die Bybel sê daar gaan nasies in die hemel wees. Nasies. Verskillende nasies. Daar gaan nie net een nasie wees nie. Want sal dit nou fair wees nie as ons in die hemel kom dat almal daarom Afrikaans is. I mean, just let's be fair. Weet Afrikaans is nou earthly good, so gaan dit seker net in die hemel kan praat eendag. Maar nee, die Bybel sê, hoor hoe mooi sê dit, hy sê in Openbaring 21:22, hy sê tot 26, en in die tempel hy sê, ek het nie 'n tempel in die stad gesien nie, want die Here God het die Almagtige, die Lam was sy tempel. Die stad het ook nie 'n son en die maan nodig om dit te verlig nie, want die heerlikheid van God verlig hierdie stad. Dis incredible. Daar's nie eens 'n son nie, want die lig is net oralste. Want as daar lig oralste is daar nooit 'n skade weer nie. Okay, dan sê hy, hoor wat sê hy? Hy sê, want die heerlikheid van God het dit verlig en die lam is sy kandelaar. Hoor wat sê hy nou? Die nasies, wat se nasies? Die nasies sal in die stad se lig lewe en die konings van die aarde bring hulle glorie daarheen. Die poorte van die stad sal bedags nooit gesluit word nie. En daar sal nie meer nag wees nie. Die nasies sal hulle glorie en hulle eerbetoning na die stad toe bring. Daar is meer as een nasie en daai nasies gaan konings hê. Interesting. En almal gaan nie in Jerusalem bly nie, hoe weet ons, want die konings van die nasies gaan hulle heerlikheid na die stad toe bring om te kom aanbid en eer betoon. Maar wat dink jy nou onmiddellik? Nasies, so hulle gaan anders te wees, almal gaan nie dieselfde wees nie. Ja, maar dink aan nasies sonder bedrog. Nasies sonder sonde. Elke koning wat die koning se sole existence is to glorify the one true God. En elke koning se grootste plig is om sy mense lief te hê en homself hulle sacrificial lief te hê bo homself. Daar's nie bedrog nie. Die leiers gaan hulle nie vergoed uit jou swaar kry uit nie. Hulle gaan diensknegte wees. En hulle gaan dien soos Jesus die wêreld gedien het. En ons gaan lief wees vir hulle, maar hulle gaan lief wees vir ons. En die Bybel sê, hulle gaan travel. Hierdie nasies gaan travel na die stad toe. En by die stad gaan hulle kom en hulle gaan eer. Hoor nou mooi sê, dit is mooi, hy sê, hoor hierso. Die nasies sal die stad verlig en die konings van die aarde sal hulle glorie daarin bring. Raai wat beteken dit? Hulle gaan glorie hê. Hulle gaan incredible wees. Hulle bring hulle glorie na daai stad toe. Please, you can only imagine. Imagine iemand kan vir jou in 'n wêreld vertel waar Indië, Amerika, Pakistan, Europa, Afrika, waar hulle regeer word deur God-fearing kings. En daai kings se werk is om te kyk dat niemand tekort het in hierdie koninkryk. En die koning se sole purpose is om te kyk dat jy jou volle potensiaal kan bereik. En om vir jou lewe te gee. En die een nasie gaan nie kwaad wees vir die ander nasie. Die een nasie gaan vir die ander nasie komplimenteer met alles wat hy doen. En die ander nasie gaan sê, daai is die grootste nasie en alles wat hulle doen. En hulle gaan mekaar lief hê en saam gaan ons God lief hê. Dit maak my opgewonde. Want dit beteken, daar gaan 'n sekere stuk kultuur wees. Imagine almal was soos jy. Klink nie vir my soos hemel nie. Ons het hierdie konsep
Dat die aarde is great en die hemel gaan baie boring wees. Hoekom het ons dit? Want ons dink almal gaan dieselfde wees in die hemel. Wat is vir jou die lekkerste ding op aarde om te doen? Wie love om te reis of om te travel? Love jy dit om te travel? Milan, laat sak jou hand. Ons het die geld nie. Love jy dit om te travel? Wat is vir die lekkerste ding om te travel? Om te gaan kyk na ander kulture. Wie is waghalsig? Wie hou van ander kos eet? Ek love dit. Ek love van vreemde kos, ander smake, ander kulture. There's something beautiful in it. Weet jy, ek het hierdie konsep, dat die hemel gaan al hierdie nasies wees, hulle gaan hierdie beautifulste kulture hê, wat nie afbreekend teenoor God is nie, maar dit gaan iets van God reflekteer, en jy gaan travel, en jy gaan kan besoek, en raai wat gebeur. Wie het al in Frankryk gaan kuier? Ek was nog nie daar nie, maar die mense sê vir my, as jy daar aankom, die Franse is nie baie lief vir mense wat Engels praat met hulle nie. Jy voel maar eintlik soos 'n uitgeworpene, jy traai maar net so uit die pad uit bly van die Franse. Nee, jy gaan by 'n land kuier en jy gaan die eregas wees. Why? Because they are deeply connected to you and they love you. Imagine that. Imagine. En hier is die grootste ding. Hoekom travel almal nie heeltyd nie? Easy. Dit is te duur. Imagine jy kan travel na jou hartsverlange. Want jy het geen tekort nie. Daar's geen beperking. Wie van julle het al gaan travel en dan kom jy by 'n stad en dan sit so mooi, maar dan is jou hotel, want Airbnb se fotootjie het vir jou iets gewys en toe jy daar kom, toe is dit 'n portret, is toe nie die view nie. Toe jy jou venster oopmaak, toe kyk jy aan die rioolstelsels van 'n groot hotel vas en jy hoor daar's 'n see, maar jy het hom nog nie gesien nie. En dan loop jy in die agterstrate, dis so mooi, maar as jy net van die hoofstraat afgevang sien jy die vullis en die vuil goed en die arme mense en alles wat so. Ethiopië het ook 'n hel, net in die straat agter jou. Hierso gaan jy elke straat kan loop en raai wat. Die een straat is mooier as die ander straat. En die mense in hierdie straat is nog vriendeliker as die vorige straat. En almal is gasvry. En alles wat jy sien is exactly designed om jou vir jou behoefte, vir wie jy is. You can only imagine. You can only imagine. Die hemel gaan enorm groot wees. En ek wil gou 'n stuk lees. Kom ons kyk hierna. Ek dink is min mense wat hierdie snaap. Die Openbaring 21 vers 1 tot 2. Toe het ek die nuwe hemel, hoor nou weer as die nuwe hemel, né? Toe het ek die nuwe hemel en die nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see het nie bestaan nie. Daaroor gaan ek en die Here nog onderhandel. Daar's nie 'n see nie. So ons gaan 'n bietjie daaroor moet praat. Ek het ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien. Van God af uit die hemel sien neerkom. Die nuwe Jerusalem was soos 'n bruid wat vir haar eggenoot mooi gemaak is. Imagine dit gou. Imagine dit gou. Die nuwe Jerusalem is 'n stad wat gemaak is spesiaal vir jou. As jy nou daarna kyk, is spesiaal vir jou gemaak. Die stad is vierkantig uitgelê. Luister nou hierdie, die stad is vierkantig uitgelê. En die lengte en die breedte en die hoogte van hierdie stad is 12.000 stadia. 12.000 stadia. Nou, ek my nommers nou reg kry. God het 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde en 'n nuwe Jerusalem. En hierdie Jerusalem is gevul en hy is gemaak spesifiek vir God se bruid. En wie sy bruid? Is ons. Ons is sy bruid. Maar nou moet jy baie mooi dink, hy is spesifiek vir jou gemaak, hoor. So jy moet dink as iemand vir jou iets spesifieks doen, hulle ken jou goed. Hoe sal hulle dit doen? Nou. Hy sê die stad is lengte, breedte en hoogte is 12.000 stadia. Nou, een stadia is 'n Griekse maat en die Griekse maat is 185 meter. So een stadia is 185 meter. Nou moet jy 185 meter maal met 12.000. Iemand kan my net korrigeer, maar ek dink is iets soos 22.200, ietsie soos dit. 2220 kilometer. 2220 kilometer. Dis die stad. Dit is die stad. Nou kom bly gou by my.
Dit beteken, die grootste stad vandag op aarde, die grootste stad vandag op aarde, hulle praat van gebouwde stad, nie suburbs by nie, die stad, dis Tokio. Tokio, dink ek, is hier by die 600, nee, Tokio is 90 kilometer plus minus lang, 100 plus minus kilometer breed. So ons praat van die hemel, is nie 90 lang of 100 breed nie, ons praat van 2220 kilometer lang. Om dit in perspektief te sit, dit is omtrent 20 keer groter as Tokio. Omtrent 20 keer groter. Net om te verstaan, van Kaapstad af, kan jy nie 2200 kilometer ry nog in Suid-Afrika wees nie. Dan gaan jy in Zimbabwe na Billow Highway toe. Min of meer 2200 kilometer. En as jy sy breedte vat, dan sluk hierdie stad Suid-Afrika in, hy sluk, ek gaan nou vir jou kyk, hy sluk Suid-Afrika in, hy sluk Lesotho in, Botswana in, groot dele van Namibië, Zambia en Mosambik in. Dis een stad. Dis een stad. Maar dan, is jy reg hiervoor, dan is hy 2220 kilometer hoog. Nou ek het 'n idee, die ouens wat min sonde doen, bly op die grondvloer. So hoe meer sonde jy doen, nee, hoe meer trappe, sorry Rudy, hoor, maar jy daar gaan jy lekker fiks wees. maar het gaan jy omtrent 4 jaar vat om net by jou flat uit te kom. Ons kan nie in ons menslike brein het verstaan nie, maar ons moet ophou dink met aardse konsepte en idees wat great is. God doen ver meer as wat ons kan bid of dink. En as die Bybel sê ek en jy gaan soos engele wees, want hy praat in Openbaring, hy sê ons gaan nie engele wees nie, dit gaan soos, met ander woorde, daar gaan dele van ons autonomie wees. So nou te gedink, so die hoogste gebou in Tokio is die fakkeltoring. Die fakkeltoring, ek dink is 600 meter, die fakkeltoring in Tokio. Sê so 600 meter. Hoe lank gaan die lift vat? Maar hoekom dink ons jy moet 'n lift vat? Hoekom dink ons gaan leef op 'n plat dimensie? Daar gaan greatness voor jou wees, daar gaan greatness agter jou wees, daar gaan incredible greatness onder jou wees, en daar gaan greatness by jou wees, and you will have the ability to travel between it. Ek het nie 'n klou dit werk nie. En dan, omdat ons weet, daar's nasies wat hierdie stad kom besoek, beteken dit nie, dis die enigste stad nie. Beteken dis die enigste blyplek nie. Ek sê hierdie goed vir julle, want ergens dink ons, God het die aarde gemaak, and that is his prized possession. Die aarde is gemaak in 7 dae, Jesus het gesê, ek gaan na my Vader se huis toe om vir julle plek voor te berei, is nog steeds besig. Ek wil jou betower, en ek wil hê jy moet verby die limitations van jou eie gedagtes dink. Can only imagine. Die hemel is so ver groter en mooier en beter as wat ons imagination kan aanvat. Jesus se eie woorde, hy sê hierdie woorde in Johannes 14, hy sê, in my Vader se huis is daar baie kamers. Die Griekse woord sê eintlik huise, mansions. As dit nie so was nie, sou ek dit nie aan julle gesê het nie. Ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. En as ek gaan en vir julle plek ingerig het, kom ek terug. En julle sal na my toe kom. Ek sê na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou, ons het die voorreg gehad, het jy al gaan kuier by 'n vriend, of iemand wat jy lanklaas gesien het, en dis 'n beste vriend, of iemand wat verskriklik lief is vir julle. Dis dit lekker om te gaan kuier by mense wat 'n plek spesifiek vir jou voorberei, vir jou kuier. Ons het gaan kuier vir mense in Kanada, ek en Karina, ons baie lief vir hulle. En ons daar kom, het hulle soveel moeite gedoen, want hulle weet wie ons is, en hulle het baie mooi gedink waarvan ons hou, en alles is net so ingerig. Dit was 'n ongelooflike tyd daar by hulle. Jy voel soos die eregas, want elke dingetjie is soos wat jy uiteindelik sou wou gehad het. Stap in die kamer in, daar is vir ons klere, want hulle het gedink ons klere gaan nie warm genoeg wees vir Kanada nie. Daar is klere wat in die kas hang, ons groot is, ons size, en dit is klere wat ons eens kan bekostig nie.
Daar was sjokolades op die kopkussing. Daar was geskenkies van allerhande roompies en goedjies vir Karina op die bed. Die kosse het hulle gaan uitpak en hulle het alles gaan probeer wat hulle kan kry, wat hulle weet ons gaan van hou van Suid-Afrika af. Hulle het vir ons programme beplan, hulle het vir ons tickets gegee om Cirque du Soleil te gaan kyk, hulle het vir ons 'n RV gereël waar ons in die nature kan ingaan en ons kan gaan fly fishing doen tussen peer daar in die Rocky Mountains. Ek het altyd gedink, dis 'n besondere geskenk gewees en liefde. Nou wil ek jou vat. Imagine die Here Jesus, want hy sê, hy is die een wat nou teruggaan, hy sê vir jou 'n plek voorberei. Wie het jou liewer as wat Jesus jou het? As jy nog nie bewus is daarvan, is die antwoord niemand. En ek hoop jy sal saam met ons dit leer ken. As Jesus jou so lief het. En hy is nog besig om vir jou 'n plek te berei. Kan jy imagine? Kan jy imagine hoeveel care en hoeveel attention? Kan jy imagine hoe opgewonde hy sê, ek kan nie wag dat jy hier moet wees nie. Ek kan nie wag dat jy hier moet wees nie. Jy gaan freak as jy dit sien. Dit gaan net incredible wees. Can you imagine? Can you imagine? Jou Jesus is nou nog besig vir jou 'n plek te berei. Hoor wat sê 1 Korintiërs 2 vers 9. Dit is wat die skrif bedoel met die woorde, wat geen oog gesien het, wat geen oor gehoor het, wat niemand se hart opgekom het nie. Dit het God voorberei vir hulle wat hom lief het. So hou op die hemel verklein deur jou imagination. Ek en Karina, toe ons jong mense was, ons was saam in 'n diensjaarspan gewees, en ons gaan saam met 'n klomp jong mense, reël vir ons 'n toer na Lost City toe, by Sun City, die Lost City, die waterpark deel. As jong mense stap ons by plekke nog nooit daar gewees. Wie was al daar? Wie was al daar? Was julle al daar? Ek hoop julle was by die Lost City nie, by die Sun City nie. Dis 2 verskillende plekkies. Ons stap daarin. En daar is hierdie wêreld, hierdie sprokieswêreld gemaak. Alles is uit hierdie artificial rocks uit. Dit is bergrotskranse en slides wat uit die rotse uitkom, met 'n fake strand en 'n see wat golwe het. En oralste is hierdie riviere met hierdie klippe en hierdie rotse so om, en mense dryf op die tubes deur die rivier. Hier's grasdakkies op die plek, en dan is daar hierdie sprokieskasteel. En as jy na die kasteel toe gaan, het hy die grootste kwaaidam om hom, en hy het hierdie torings, en dit is hierdie bome, en hierdie plante, en jy wil net nooit weer daar weggaan nie. Dis as kind die sprokieswêreld wat jy gedink het, paradys. Ek wil net vir jou noem, dat die mooiste plek waar jy al was, Thailand, eilande, maak as ek weer was nie. Die plek wat jy besoek het, het die hart van 'n mens gekom. Mense het hierdie resorts gebou, dit kom uit die hart van 'n mens uit. Die mooiste plek op aarde wat ingerig is vir mense, kom uit die hart van 'n mens uit. Wat nog geen oog gesien het nie, wat geen oor gehoor het nie, en wat nie uit niemand se hart uit opgekom het nie. Dit doen God vir hulle wat hy liefhet. Die hemel, it's not a human design. It's not a human design. God se kreatiwiteit ken geen einde nie. Geen einde nie. En ek sluit af. Die hemel, sy grootste waarde, Jesus sê, ek bring julle na 'n plek toe waar ek ook is. Dis waar Jesus en sy Vader en die Heilige Gees is. Die hemel, en jy gehoor, hy sê, uit God uit skyn daar lig uit, en daai lig belig alles. Daar gaan nooit weer nag wees. Die lig is God se teenwoordigheid. Onthou jy toe Moses op die berg was en die 10 gebooie gekry het, en toe hy van die berg afkom, toe sê die Bybel sy gesig het geskyn, die oomblik as jy naby aan God kom, dan skyn sy lig deur jou. Dit beteken, jy begin soos God lyk en voel en leef. Jy sal oorweldig word met vrede en liefde en blydskap. Dit sal die constant state of your mind wees. Fear will never enter your mind. Sal nooit bang wees vir die dag van môre nie. Nooit bang wees nie.
Maar, die een ding wat ek dink ons nie voor gereed is nie, is as die teenwoordigheid van God wat elke hoekie en draadjie vul van daai plek, sal jou omvou met die warmste vorm van liefde wat jy nooit geweet het bestaan nie. Wat jy nooit geweet het bestaan nie. En jy sal vir die eerste keer wat dit beteken, ek het huis toe gekom. Ek het huis toe gekom. En wat vir my baie besonder is, ek het maandag met my vriend gedeel, sê Jaco, as hulle my wil resuscitate, ek wil nie weer terugkom nie, ek is klaar. Sê ek kan 'n bietjie met jou praat oor wat vir jou voor lê. En ek gesels toe met hom oor die hemel. Glimlag in sy gesig. Glimlag in sy gesig. Ek wil jy moet dit vandag weet. Jou God het jou lief. Hy nooi jou om huis toe te kom. En dan eendag wil hy met jy by hom kom bly. Vir ewig en vir ewig en vir ewig. Kom ons sit net gou ewigheid in perspektief. As Everest, Berg Everest, 'n diamant was, en 'n swaalkie kom een keer 'n jaar, en hy maak sy snaveltjie skerp teen die berg, teen die tyd wat die swaalkie die berg weggeslyp het, is die eerste dag van ewigheid nou net verby. Nou net verby. En elke dag wat volg op die volgende dag, gaan jy dink, die was die beste dag. Maar nie beperk raak en sê, wat gaan jy altyd doen nie? Ek dink jy gaan elke dag goed sien wat jy nooit geweet het bestaan nie. Om elke hoek is daar 'n verrassing, om elke draai is daar 'n openbaring. Die een mens wat jy ontmoet, gaan ongelooflik beautiful en liefdevol wees. En dan om 'n draai sien jy 'n volgende mens, jy dink jy het al ooit so mooi mens gesien. Ek dink jy gaan nie gejef van 'n goudvis, want elke keer gaan jy verras word. Maar jy gaan net in dieselfde bakkie rondswem heeltyd en jou bak is baie groot. I can only imagine. Ek wil jou daar sien. Ek wil jou daar sien. Jesus Christus sê, ek draai hierdie diens aan U op. Ek wil vra Here, laat daar 'n opgewondenheid in ons sal wees, laat toe hy sê hierdie woorde, skryf dit neer want dit is opreg betroubaar. Wil ek hê dat die waarheid in ons hart en ons siel sal insink en dat U vir ons iets sal gee om na uit te sien. Here, dis die een ding wat 'n Christen het, is hy het hoop. Hy het hoop. En ons het 'n toekomsverwagting en ons is opgewonde vir dit. Dit is wat ons noem lewendige hoop, Here. Ek wil bid dat daar lewendige hoop in elkeen van ons sal wees en dat daar altyd hierdie motivering sal wees om nader aan God se huis te leef. Vandag al, Here. Want baie van God se koninkryk en ons sal vandag ervaar. Bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie liewe gemeente. Daar's lekker koffie daar buite. Dis nog net aardse koffie, is deur 'n mens se hart gemaak, maar dis uit goeie harte gemaak. Hoor, geniet dit. Dankie.